In die Nuwe Testament vind ons dat daar 3 tipes Joodse skrifgeleerdes of teoloë is waarna verwys word. Dis die Zelote gewees en die Sadduseërs en dan die Fariseërs. Dis die 3 tipes. En maar ons praat vandag oor Fariseërs, so vir 'n oombliekie, om 'n bietjie agtergrond te gee. Die woord Fariseer kom van die Hebreëse woord farash af. En farash beteken om jouself af te sonder. P-H-A-R-A-S-H. Farash. Wat beteken om jouself af te sonder, om jouself eenkant te hou. En hulle het die wet van Moses bestudeer en hulle was nogal werklik nougeset om die wet van Moses na te kom. En daar was baie akkuraatheid in dit wat hulle geleer het. Maar daar was nie soul in dit nie. Daar was nie hart in dit gewees nie. Dit was alles net 'n klomp dooie reëls gewees. En aan die einde van die dag was daar meer vormgodsdienst as iets anders. Ek het al vir julle gesê hoe het hulle gemaak by die tempel en hoe het hulle die duiwel verkoop en die lammetjies en die goed as die mense gekom het om die paasfees te hou. Hy was 'n klomp skelm ou mans gewees. Buite om met hulle heilige lewe, maar binne om, soos Jesus gesê het, hulle was 'n klomp wit gepleisterde grafte. Ek dink is so 'n mooi woord nou, want 'n graf vrot binne-in. Maar buite is hierdie mooi randsteen, wat net sê hoe cool hierdie ou was, 'n grafsteen. In Matteus 23 vers 23 het Jesus hulle gekritiseer. Julle hoef nie daartoe te blaai nie, julle kan nog eers net luister. Want hulle was so nougeset gewees om die wet na te kom. Hulle het selfs van hulle sout en peper wat hulle vir die maand gekoop het, hulle 10de afgeweeg. En dan het hulle 10 van die sout, hulle 10 van die peper kerk toe gevat en dit in die offermandjie gaan gooi. So nougeset was hulle in die detail om alles tog net presies reg te doen. En die feit dat hulle alles so goed en so reg gedoen het, hulle kon die 613 mikswa kon hulle so mooi gedoen het. Dit 613 gebooie wat in die Ou Testament is wat die Here vir hulle gegee het wat hulle moet doen. Het julle geweet daar so baie? Ongelooflik, 613 reëls wat 'n goeie Jood moet nakom. En hulle was windtig geweest want hulle daai goed so nagekom. En hulle was so goed in dit geweest, maar die gevolg van dit omdat daar nie soul in dit was nie, daar was nie Heilige Gees in dit nie. Is dat hulle begin aanmatig en draak het. Hulle het so 'n bietjie holier than thou geraak. Jy weet, ek kan dit tog doen, jy kan nie. Net so julle ken die tipe. En nou hierdie party, hulle was in Jesus se tyd was hulle die primêre party geweest. Die Sadduseërs was ook sterk geweest, maar nie so sterk soos hulle nie. Hulle was die McDonald's geweest, jy weet. Hulle was die ouens geweest. En van Jesus se tyd. En omdat hulle so populêr was, het hulle baie aanstoot geneem oor Jesus se bediening en oor die mense se opinie oor hom. Onthou, hulle was hierdie fat cats geweest, nou. Hulle het die wet geken. Jy kon hulle niks vertel het nie. En nou het hulle gedag, ag, wie is hierdie ou? Hy kom uit 'n dorpie uit wat niemand van weet nie. Die Bybel het geen profesie oor daai dorpie nie. En aan wie dink hy is hy? Hy is sommer net 'n seun van 'n timmerman. Wie dink hy is hy? Wat hy nou dink hy ken die wet so goed. En het hom probeer vasvra, né, met alle strande stryk vrae uit die wet. Maar hulle kon hom nie in 'n hoek druk nie. Jesus en dit het hulle frustreer, geweldig, verskriklik. Want hy was sommer in niks gewees nie en hulle was die ouens gewees. Hulle kon hom nêrens uitvang nie. En dit is teen hierdie agtergrond. So rukkie voor Jesus se kruisiging, dat 'n Fariseer vir Jesus uitgenooi het om by hom te gaan eet. En wat 'n ete was dit nie gewees nie. Met sy aankoms daar, was Jesus al reeds anders te hanteer as die ander gaste, wat waarskynlik mede-Fariseërs was. En getrou volgens etiket van daardie tyd, ken julle etiket, tafelmaniere, né? En getrou daai tyd tot vandag toe het hulle die oosterse kultuur tipe etiket net soos wat ons ene het. Dis etiket, is goeie maniere. Hulle het ook etiket gehad. En een van die goed was gewees as 'n gas by die huis aankom om hom met 'n kus te verwelkom. Hy mekaar nou nie op die mond gesoen soveel nie, maar dit wat daai Franse ook het, so hierdie wang en dan daai wang, né? En so lekker ou kus en sê welkom, kom dan. En as hy nou gaan sit, die tweede ding wat hulle gedoen het, was gewees die slawe en die slavinne het gekom en die elke ou se voete 'n bietjie gewas. Die hande was nou 'n ritueel gewees wat deel van die ete was. En maar die hande was 'n ritueel gewees wat nogal baie oulik was, wat aan die tafel plaasgevind het. So hulle hande was later aan skoon, maar nou op die oomblik was hulle voete gewas, want daar was mos nog teestrate en naadjies gewees en so. So die ouens het maar, jy weet, maar met hulle voete maar geloop daar. Die Surits het nie lekker gewerk nie. So jou voete was nie altyd mooi skoon nie. Dan die slawe en die slavinne gekom en jou voete gewas en hulle weer vir jou mooi afgedroog. En as jy nou hoofwet wou gewees het, né?
dat jy nou 'n goeie indruk op jou gaste gemaak. Kyk, daai son daar aan die ander kant is mos so 'n woestynson. Hy brand vir jou dat jy oë sterretjies sien, kolle sien. En daai lug is droog, so jou vel is nie lekker nie, is altyd skurf en is nie lekker nie. En as jy nou hoofie wou geweet het, dan het jy nou lekker reukolie gevat. En as jy slavin klaar jou lyf gewas het, jou voete gewas het, dan het hulle nou gekom en dan het hulle jou gesig en jou arms en jou hande nou met daai lekker olie bietjie ingesmeer dat jy nou weet jy vel lekker sag was en jy het lekker geruik en jy het sommer lekker gevoel ook. Ek dink die girls sou dit geraak. Dit is nou 'n bietjie 'n pampering gewees. Wat hulle gedoen het, is 'n bietjie gepamper. En maar lyk my hierdie klomp dudes het dit ook gelike. Okay, so dit was die gewoonte gewees. En almal wat aan tafel was so ontvang gewees. Behalwe Jesus. Hulle het vir hom gesê, "Kom maar gaan sit. Jy kan nie 'n kus nie. Kom aan, kom sit. You're not one of us." Ons herken jou nie. Toe kom die slawe en die slavinne uit en was almal se voete. Maar nie syne nie, want you're not one of us. Jy is net hier so vandag want ons het jou nie genooi want as jou hier wil hê nie, ons sê hey, want ons wil met jou deal, ons wil met jou afreken. En ek kan dit nie as 'n feit stel nie, maar ek kan aflei uit hierdie hele Bybelverhaal uit, dat dit baie groot gefynste vriendelikheid was, waarmee Jesus genooi was na daardie ete toe. Ek glo die mense het 'n verskeie agenda gehad. En hulle het net aan die tafel gesit, dat hulle reg was om te eet. Toe daar skielik 'n gatecrasher aankom, 'n party pooper, daar kom 'n vrou in die vertrek, en 'n hele drama ontvou. En ons lees van hierdie verhaal, van die drama wat ontvou in Lukas 7, vanaf vers 36 af. Julle kan die verhaal volg in julle Bybels. Daar's 'n paar dinge in hierdie verhaal wat my getref het, behalwe vir die blaatante manier waarop Jesus miskien was deur die Fariseërs. Die eerste ding wat my getref het was die hartseer vrou se trane. Mense, jy kan nie besluit voor die tyd hoeveel jy gaan huil nie. En nog minder hoe baie trane jy wil huil. Ek glo dat hierdie vrou, ek glo dit met my hele hart, dat hierdie vrou gebroke uit 'n geweldige sonde besef, nadat sy waarskynlik vir Jesus iewers te gehoor preek het, besluit dat sy voete gaan salf met hierdie diersalf wat sy gehad het. En sy was wat hulle sê 'n woman of the night. So sy het hierdie diersalf dalk gehad vir spesiale customers. Want hulle sê hierdie salf was so duur, dit het 'n jaar se salaris gekos om te koop. En sy besluit sy gaan daai salf wat sy waarskynlik so synig oor was, gaan sy gebruik. En sy begin rondvra, waar is Jesus? En sy hoor, Jesus is by hierdie huis van hierdie Fariseer, by hierdie man, hierdie belangrike ou. Hy is besig met ete daar. En sy besluit en sy kan sien hoe sy haar lippetjie vasbyt en hoe sy vir haarself dink, I'm gonna do this. Ek gaan dit doen. Ek gaan nie om waar is Jesus nie. En sy vat haar olie en sy gaan daarheen. En ek kan myself die volgende indink toe sy naby in die huis kom, hoe dat die grootsheid van die oomblik, van dit wat sy moet doen, dit wat sy wil doen, haar totaal en al oorweldig het. En hoe dat sy begin huil het, nog voordat sy daar aangegaan het. Ek kan myself indink, ek kan in my geestes oor sien dat, toe sy instap deur die vertrek, en sy sien vir Jesus, toe die dam totaal en al gebreek, en sy onbeheerbaar begin snik en begin huil het. En hoe dat sy by sy voete gaan kniel het, en mense, julle moet verstaan, hulle het nie stoele gehad soos ons gehad het nie. Hulle het op kussings op die grond gesit, is vandag nog so. Jesus het gesit lê, langs die tafel, het so geleun, en sy voete sal agter hom gewees het. En hoe sy agter hom gekniel het, op die nederigste posisie by sy voete, en begin huil het. En ek kan myself indink, sy het nooit van die begin af gehad, 'n idee om sy voete te was met haar trane nie. Maar die Heilige Gees het geweet dat Jesus nie geëer was nie. Sy voete was nie eers gewas nie. En ek glo dat hy bonatuurlik baie trane vir haar laat huil het. Ek glo dat haar hartseer so was. Ek en Marie het gister daaroor gepraat. Kan jy vir jouself indink hoe baie moet jy huil om so te huil dat jy iemand se voete met jou trane kan was? En ek dink nie hulle dit is 3 trane en toe fees hy dit oor sy voete nie. Want dit was stowwerige voete. Dit was so nat dat sy dit met haar hare moes droog gemaak het. Dit was 'n bonatuurlike huil gewees. Trane gestort onder sware sonde besef. Here, ek is dit nie waardig nie, ek verdien nie om gered te word nie. Die tweede ding wat my opgeval het van hierdie hartseer vrou, en van die hele betalja, hierdie hele verhaal wat afgespreek het in hierdie man se sitkamer, sy eetkamer, is die toestand en die verskil van die toestand tussen die vrou se hart en die Fariseer se hart. Lukas noem haar direk 'n sondares, en sy ontken dit nie, maar sy neem eienaarskap van haar sonde. Die Fariseer weer
slaan die hele batalje gade, waarskynlik sonder emosie. Die beste ding waarmee hy kan opkom, in plaas daarvan dat sy hart geraak moet word, is ons dink, as hierdie oue profeet was, sou hy gewees het, wie is hierdie vrou wat in hom vat? Ek sal laat so 'n vrou in my vat nie, ek grou my dood. Ek is mos nou 'n een kant, ek is mos heilig, sy is vol sonde. Geen empatie nie. En hy verstaan nie dat sy hart net so swart is soos hare nie. Hy dink die vorm van sy godsdienst maak hom heilig en aanvaarbaar voor God. Hy sien nie in dat hy redding nodig het net soveel soos sy nie. Maar Jesus het geweet wat hy gedink en hy sê, ek wil vir jou graag iets vra. En hy sê, spreek meester. En Jesus vertel vir hom die verhaal van die geldskieter, waarna ons nou geluister het. En in die Afrikaanse Bybel staan, hulle gebruik die woord penning. Die Grieks daarvoor is 'n denarius en meer as 1 denarius is 'n denarii. Hy sê daar was 'n geldskieter gewees wat geld geleen het aan 2 mans. In die een het hy 50 denarii geleen en die ander een 500 denarii of pennings. Nou 'n denarii was 'n dag se loon gewees. En vandag so plus minus, wat kry jou casuals vandag? 150, 170? Dis maar omtrent wat 'n denarius se waarde was destyds. So hierdie een ou het 50 geleen. So dis plus minus 2 maande se salaris wat hy so by die cash lounge gaan leen het. Die geldskieter, so mooi naam vandag vir 'n cash lounge wat hy gaan leen het, né? En die ander ou het op daardie stadium toe al 500 denarii geskuld aan die cash lounge. Dis 'n jaar en 'n half se salaris. Hoe maak jy dit ooit op? Want die ding kry, weet hy loop ons dan nog rente ook. En Jesus sê hy en hy sê vir die fariseer, weet jy wat, en nie een van hulle twee kon betaal het nie. Maar die man het empatie met hulle gehad en hy het vir hulle albei gesê, jy hoef my nie een terug te betaal nie. It's not good for business, but it's fine. Ek skryf dit af. En hy vra toe, wie dink jy, wie van die twee sou die geldskieter die liefste gehad het? En ek weet die fariseer was in 'n hoek, hy wou dit nie geantwoord het nie, maar hy kon nie anders doen. En hy moes gesê, die een wat die meeste geskuld het. En Jesus sê vir hom, jy het reg geoordeel. Dis hoekom jy die vrou my liewer het, is wat jy my het. Want jou skuld is 50 pennings, maar hare is 500. En Jesus hoef homself nie verder te verduidelik nie, want die geldskieter was hy gewees. En hy sê vir haar, staan op en gaan in vrede. Jou sondes is jou vergewe. Jy sien, Jesus was nogtans bereid gewees om selfs die fariseer te vergewe, as hy, net soos die vrou, in geloof en in berou na hom toe gekom het. Net soos vir elkeen van ons. Jesus het vir die vrou gesê, jou sondes is jou vergewe, jou geloof het jou gered. En dis 'n baie belangrike ding wat Jesus hierso sê. En ek wil hierdie ding moet ons moet dit verstaan. Jy sien, dis jou geloof wat jou red, nie dit wat jy doen nie. Dis nie die voete was wat al gered het nie. Dis nie eers die salwing van die Heilige Gees wat oral was, terwyl hy daar die voete gewas het, wat al gered het nie. Dit was nie die salfolie wat so duur was, wat sy gebruik het om Jesus se voete mee te salf, wat al gered het nie. Dit was al geloof. Dit was al opkyk na hom toe in desperaatheid en sê, hier is die enigste wat my kan red, asseblief red my. Dis wat al gered het. Jy sê, jy kan nie jou verlossing verdien nie. Jy kan nie met goeie dade vir jou plek in die hemel koop nie. Jy kan nie sê, maar ek gaan hierdie jaar elke Sondag kerk toe gaan, en omdat ek elke Sondag kerk toe gaan, en vir die ou by die robot geld gee, het ek nou 'n plek in die hemel nie. Jy kan nie jou plek koop nie. En sy het dit verstaan, maar hy nie. Want 'n fariseer het sy plek in die hemel probeer inkoop. Hy probeer homself die tieners van sy sout of van sy peper te gee, en gedink dit gaan die Here impress. Jy sien, hy het die letter van die wet gesien en hy het gesê, as hy elke letter van die wet nakom, dan moet hy gered word. En hy het die hart van die ding gemaak. En dit is vandag nog 'n probleem waarmee baie mense sukkel. Vergifnis word uit genade deur Jesus aangebied, maar daardie vergifnis is teen 'n baie groot prys aangekoop. Dis sy dood. En dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, word deur geloof ontvang. Daar waar hy ons plek ingeneem. En daar waar hy die dood gesterf het wat ons verdien om te sterf. Daarom is verlossing 'n geskenk wat ons ontvang deur geloof. En dit is vir my so mooi hier in Efesiërs 2 vers 8 en 9, waar Paulus hierdie ding so mooi raakvat. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, en nie uit werke nie. Hoekom nie? Sodat niemand mag roem nie. Wat beteken dit dat niemand mag roem nie? Dit beteken dat jy nie kan sê, ek het niemand nodig gehad. Jy sê nie, hierdie twee ander, ek het dit myself gedoen. Niemand het my nog nooit gehelp nie. Jy sê, jy kan nie helemaal kom in daai attitude nie. Jy kan net deur geloof gered word, en dit is uit genade. Nie deur werke nie, nie deur dit wat jy hande kan doen nie, sodat niemand mag roem nie.
En wanneer vergifnis deur geloof ontvang word, dan volg die vierde en die laaste ding wat my opval. En dit is vergifnis bring vrede. Nadat Jesus aan die vrou gesê het dat haar sondes vergewe is, het haar geloof haar gered. En dan eindig die verhaal in vers 50 met hierdie laaste woorde wat Jesus gesê het. Waar hy vir haar gesê het, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Weet julle wat dit beteken? Daarop daardie oomblik het daardie las van haar skouers afgeval. Nou kom ek julle sê, ek het nou so 'n bietjie gewerk in die minder goeie kant van mense. En ek het al die skerp kant van die lewe gesien. Weet julle dat vrouens wat in prostitusie beland, 9 uit die 10 keer nie kies om dit as 'n beroep te doen nie. Prostitusie vind 'n vrou vind nie prostitusie nie. En dit is dieselfde waarskynlik met hierdie vrou gewees. Maar as jy dink soos dit doen, jy voel skuldig, jy voel vuil elke keer as jy dit gedoen het, sê jy, I'm not gonna do it again. Die ongelukkigheid van wanneer 'n man en 'n vrou intiem verkeer, is daar gebeur iets met 'n vrou se maagie met die tyd. Hy spel uit. En dan naderhand is haar kindertjies. En wat gebeur is daar nie meer nanners in die huis nie. En niemand kry jou jammer nie, want jy sê die vrou wat niemand meer iets te doen het nie, behalwe in die donker as niemand kan sien nie, dan sy baie customers. Maar weet jy wat? As jy desperaat is vir geld, want jy moet 'n blik nan koop, dan gaan jy maar op die straathoek staan. En dan vind prostitusie jou. En sy dra die las van hierdie tipe mens wat sy moet wees, wat sy nie wil wees nie. Ek glo nie vir 'n oomblik sy het haar werk geniet nie. Sy het al hierdie gevoelens gehad van skuld op haar, al hierdie sondes. Sy was 'n verworpeling van die samelewing gewees. En Jesus sê vir haar, gaan in vrede. Ek glo sy het daardie nag vir die eerste keer in baie jare deurgeslaap. Het jy al agtergekom as 'n ding jou byt? Jy slaap so vir 'n uur of 2 ure en dan sê jy wakker. Jy ruk so om te ruk wakker. Dan lê jy wakker en probeer jy weer slaap en jy kan nie. Of jy slaap net goed en dan iewers in die nag dan kry jy want jy toilet toe gaan. Maar net daai wat jy toilet toe gaan is genoeg. Kan jy nie weer geslaap nie. Maar ken die skerp kant van die lewe. En lê jy wakker en jy rol rond. Naderhand gaan staan jy maar op en jy gaan sit buite want jy wil nie jou vrou pla nie. En die Here sê vir haar, gaan in vrede. En hy vat daai las en hy lig hom van haar skouers af. Dis nie meer nodig dat sy dit moet dra nie. En ek kan in my verbeelding sien, toe hy dit sê, hoe dat sy deur haar trane, sy voete soen, en sê dankie, 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 ek is vry. Ek glo sy het daardie aand so lekker geslaap. In Johannes 14 vers 27 sê Jesus, vrede gee ek vir julle, en my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. So gee ek nie aan julle nie. Hoe gee die wêreld as die wêreld iets gee? Jy sien, liefde van die wêreld het altyd 'n hoek aan. Jy gee maar daar's 'n hoek aan, want jy trek weer terug. Jy wil hê, ek sal jou help om deur hierdie slegte tyd te kom, maar jy kan my maar terugbetaal soos wat jy wanneer jy reg is, wanneer jy kan. Maar dan loop jy agteraf en vir almal vertel wat 'n goeie mens jy is. En hoe jy help jy arme mense. En jy vertel, ek van dan nie vertel hoe goed ek is nie, maar jy weet, ou so en so. Hulle het hom swaar gekry nou en as ek nie hierdie week hulle gehelp het, dan weet ek nie wat sou hulle geword het. Dit is die liefde van die wêreld, dit gee met 'n hoek. Of soos Danny nou gewys het, ek gee met hierdie hand, maar ek vat weer terug met hierdie hand. Jy skuld my, né? Ek het jou nou gehelp. Jy na vorentoe, dan gaan ons mekaar weer sien, jy skuld my. En Jesus sê, ek gee nie soos wêreld gee nie. Ek gee onvoorwaardelik. En ek gee my vrede vir julle. En dan sluit hy af. Dan sluit hy af met hierdie belangrike ding. Die grootste siekte van ons tyd. Wat is die grootste siekte van ons tyd? Depressie. Wat is die wortel van depressie? Wat is die wortel van negativiteit? Wat is die wortel van geld? Dit kom alles, it all boils down to one thing. Wat dan die liefde is nie, is daar vrees. Vrees is die grootste dryfkrag wat mense vandag laat doen wat hulle doen. Hoekom bou 'n oue sakeryk op? Hy's bang hy word arm. En Jesus sê dat julle harte nie ontstel word en bang wees nie, want my vrede sal jou hart bewaar. En die vrede wat Jesus bring, is 'n vrede waar ons nie meer bang hoef te wees vir die toekoms nie. As jy gedink het om te emigreer, is nie nodig nie. Jesus has got our backs, hy het Suid-Afrika se back. Hy sê moenie laat jou hart ontstel word nie. Moenie bang wees nie. Ons hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. Ek ontmoet baie mense wat bang is vir die dood. Wat jy wel op bang te wees is dat jy nie 'n begrafnispolis het nie. Want dan sit jy 'n stremming op die ouens wat na jou agterbly om jou te begrawe. Maar vir die dood hoef jy nie bang te wees as jy 'n ervaring gehad het soos hierdie vrou nie. Ons sondes is vergewe, ons lewe. En wat moet ons doen?
Ons het vandag stil gestaan by een van die aangrypendste verhale oor vergifnis in die Bybel. Ek glo dat dit paslik is om vandag 2 Sondae voor Goeie Vrydag oor hierdie verhaal te mediteer. En miskien voel jy eensaam vandag. Dalk voel jy verlore want hierdie skuld van jou is so groot. En wat dit ons ekstra swaar maak is jy voel skuldig want omdat jy so voel, bid jy nie baie nie, want jy is half vieserig vir die Here omdat hy nou nie help nie. En omdat jy nou nie baie bid nie, nou maak dit 'n kringloop en dit hou jy al hoe verder weg en verder weg van die Here, so jy voel jou skuld word al hoe groter. Totdat jy voel soos hierdie vrou gevoel het, wat daardie las op haar skouers gedra het. En die Here sê vandag vir jou sondes is jou vergewe as jy in geloof na my toe kom. Staan op en gaan in vrede. Moenie verder dit vat wat in jou. Wat ons sal nou vir vandag vir jou vra, sal jy die Here toelaat om jou te oorweldig met sy liefde? Sal jy hom vra om jou te help, om jou skuld te besef wat jy dra, en te sien dat hy bereid is om dit weg te vat van jou? Sal jy loop na die een wat sy arms wyd oop hou vir jou? Sal jy bereid wees om die woord te vat en te glo? Suddenly, God will overpower you. Skielik sal die engel van die Here langs jou staan. Skielik sal jou omstandighede verander. Maak nie saak wie jy is of wat jy gedoen het nie. Jy is altyd welkom om daarheen te kom. Daar is een plek waar jy diep van sy liefde kan drink. En ek wil vir jou sê, wanneer jy gaan en wanneer ons nou bid en ons maak ons oë toe en jy kom in die teenwoordigheid van God, moet dit nie vinnig afsluk nie. 'n Ou wat dors is, hy sluk vinnig, hy kry maagpyn. Druk en stadig en geniet dit, geniet sy teenwoordigheid. Neem tyd en proe daaraan. Die persoon wat Jesus verwelkom, aanbid hom werklik, oorweldig met liefde, oorweldig met dankbaarheid oor sy vergifnis. Want jy sien, die goeie nuus van die evangelie is dat ons wel magtige sondaars is, maar dat ons 'n magtiger verlosser het. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam.